Goeiemôre, goeienaand. Hierdie is Straatwys en my naam is Dion Loos. Nou vandag wil ek met jou praat oor etikette. Nou as ek so terugkyk oor my eie lewe, dan moet ek baie keer lag, want ek het eerstehands geleer hoe kragtig etikette is. Nou ek was eers 'n NG Dominee gewees en toe word ek 'n makelaar en vir 'n ruk het ek albei rolle gelyktydig probeer balanseer. En dan gebeur daar daardie interessante dinge. Jy staan by 'n braaivleisvuur en jy hou van die mense en jy praat lekker en iemand vra vir jou, so Dion, wat doen jy vir 'n lewe? Nou, ek het altyd gespot en gesê, as ek lus is vir gesels, dan sê ek vir mense, wel, ek is eintlik 'n dominee. En skielik verander die atmosfeer, niemand vloek meer of vertel lelike grappe nie, en die gesprek raak sagter en mooier, en mense se harte gaan op 'n manier oop. Maar as ek nie van die mense hou nie en ek wil eerder ek's dalk moeg en ek wil vroeg huis toe gaan, dan sê ek is 'n makelaar. En dan wel, elke man om die vuur het skielik dan 'n romantiese verlange om sy vrou te gaan help om te gaan slaai maak in die kombuis. En toe besef ek, mense reageer nie altyd op jou nie. Hulle reageer op die etiket wat hulle op jou plak. En dis die ding vir my is, ek was eintlik daar by die braai om my choppie en my bier te geniet. Ek wou nie preek nie en ek wou nie 'n polis verkoop nie. Ek wou net mens wees. Maar die etiket het iets anders vorentoe gebring, nog voordat hulle 'n kans gekry het om my regtig te ontmoet en sommer net gemaklik saam met my te kuier. En dit laat my toe wonder, hoeveel keer loop ek en jy met sulke onsigbare geel post-it notes in ons koppe, vol vooropgestelde idees, wat sê, hierdie ou is nice, of lastig, of arrogant, of eerlik, of dik, of maar, of mooi, of lelik, windgat dalk, oppervlakkig, wit, swart, gevaarlik, braaf, stupid of slim. En sonder dat ons dit besef, werk hierdie etikette soos filters in ons lewe. Ons kyk nie meer na mense nie, ons kyk na die etiket en ons kyk daarin vas. En dis juist waarom soveel mense nooit regtig mekaar leer ken nie. Soos by die braai het baie nooit ooit die moeite gedoen om die regte ek en my storie te hoor nie. Die kleiner skrif onder die opskrif van die etiket en agter die etiket, die mens onder die titel en die hart onder die rol wat ek op daai stadium gespeel het. Nou kort rukkie gelede gaan kuier ek terug in Pretoria en ek sit saam met 'n vriend van my wat 'n gesiene dominee is in die NG Kerk. En ons praat oor my Kaapse avonture en op 'n punt draai ek die gesprek om en vra, maar sê bietjie vir my, hoe gaan dit met jou? En skielik is daar 'n stilte en hy kyk stil af en kyk op en sê vir my, weet jy Dion, weet jy hoe lanklaas het iemand dit vir my gevra? Almal dink ons, omdat jy 'n dominee is, moet jy uitgesorteer wees en jy's altyd gelukkig en daar's niks fout in jou lewe nie. Nou sien jy, dis die gevaar van etikette. Dit steel menswees, dit steel nuuskierigheid, dit steel toegang tot mekaar se harte en daardie omgee in ons, want ons kyk in die etikette vas. Maar dit werk ook twee kante toe. Die etikette wat jy op ander plak, maar ook dit wat jy op jouself plak. Soms maak ons iemand se boek toe en ons judge hulle op hulle en ons het hulle nooit 'n kans gegee nie. Soms maak ons eie harte toe wanneer ons dink, hulle sal my mos in 'n geval nie raak sien soos vir wie ek werklik is nie. Maar as Christene is ons geroep tot iets anders en dis die gevaarlike deel van etikette, né? Want ons noem onsself Christene en ons sê ons volg Jesus na. Maar Jesus het self 'n ander manier geleef. Jesus het etikette afgeruk. Hy het gepraat met die Samaritaanse vrou wat almal afgeskryf het omdat sy nie deel van hulle volk was nie. Hy raak aan die melaatses wat as onrein geetiketeer is. Hy sit by die tollenaars en gaan eet by hulle wat as verraaiers bekend was. En hy noem die hoogheiliges en hy roep hulle uit wat die kenners was en die geloofskenners was en wat etikette op mense geplak het en mense so uitgewerp het. Jesus het nie mense hanteer volgens die etiket nie. Hy het hulle gesien volgens die beeld van God, as skepsels van God. En dis waar die uitdaging inkom vir my en vir jou. Hoeveel geleenthede van die lewe, van vriendskap, van verhoudings en goddelike ontmoetings verloor ons net omdat ons die etiket opplak en glo. Of nog erger, omdat die etiket vir ons 'n verskoning word om nie die moeite te doen met iemand nie, as gevolg van hoe hulle lyk en hoe ons vooropgestel oor hulle dink.
So die vraag vandag is eenvoudig, maar skerp. Watter etikette sit jy op mense? En watter etikette sit jy op jouself? En hoeveel van God se koninkryk mis jy omdat jy nie verby die plakker wil kyk nie, omdat jy net daarin vasstaar? Miskien is dit tyd vir ons om weer te leer dat as ons onsself Christene noem, navolgers van Jesus, dat ons dinge moet doen soos hy dit gedoen het, want dis ons roeping. Want soos Jesus dit self gesê het, en mense agter die rol het hy raak gesien. Hy het die hart agter die storie gaan soek en die siel agter en binne-in die mens, nie die etiket en daarin vasgekyk nie. En miskien begin dit alles by hierdie eenvoudige keuse. Kyk dieper, luister beter, wees stadiger met etikette en vinniger met jou Christenskap en die navolging van Jesus en met sy genade en soos wat die koninkryk ons roep. So tot ons weer saam stap, ek hoop jy het 'n wonderlike dag en mooi loop.